en om jou Bybel saam te bring, as jy hom nie gebring het nie. As jy 'n bietjie bederf. My tema is roem in Jesus deur die Heilige Gees. Ons praat so baie van Jesus voor, Jesus agter, dis reg, dis goed. Maar is die Heilige Gees by? Is die krag van God by? Dis die groot vraag wat ons vra. En ek wil vir jou lees Filippense 3 vers 3 wat sê, want ons is die liggaam, man. Ons is die besnydenis. Hoekom is ons besny? Want die het 'n vernuwing plaasgevind, ons het 'n keuse gemaak, ons het gesê, Here, nou U wil nie meer my wil nie, kom woon in my hart, seëvier in my hart, wees in beheer van my lewe. Ek wil dit weer begin lees. Ons is die besnydenis, ons, dit is Filippense 3 vers 3, ons wat God in die Gees dien. Hoe dien ons God? In die Heilige Gees se teenwoordigheid. Jy kan nie gaan en sê, God, ek kan bid, die wonderlike God. Waar is die Heilige Gees wat veronderstel is om jou te help? Hoor mooi wat ek sê. Want ons is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem. Ons dien God met die Heilige Gees en dan kan ons in Jesus Christus roem. Hoekom? Ons het die backup van die Heilige Gees by ons. Baie mense praat van Jesus voor, Jesus agter. En jy gaan kyk, dis pas naweek, dis volgende naweek. Jesus is vir ons gekruisig. Jesus dit, Jesus dit, Jesus dit, Jesus dit. Dis reg. Maar praat hy met die backup van die Heilige Gees? Dis die groot vraag. En dan sê hy verder met die versie, en nie op die vlees vertrou nie. Ek lees hom weer, want ons is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. En dis Paulus, en hy kom en hy lig jou wedergebore kind van God. Hy lig jou in die geestesrealm, lig hy jou uit met hierdie vers. Jy's gemerk. Jy's besny in die geestesrealm. Jy het 'n autoriteit. Jy kan beweeg. Jy dien die lewende God met die hulp van die Heilige Gees. Jy kan in Jesus Christus roem met die hulp van die Heilige Gees. Ons kan dit nie in die vlees doen nie. As ons dit in die vlees doen, is dit plastiek. Dis tradisie. Hoor mooi. Waaroor gaan tradisie? Ek ken die Bybel uit my kop uit. Jy gaan my niks vertel nie. En as ek vir jou so sê, dan moet jy dit doen. Finies en klaar. Intussentyd as jy onder die autoriteit van die Heilige Gees opereer, dan kom hy en hy gee vir jou die opdrag in liefde. En hy sê kom dat jy dit doen, kom. Waar jou tradisie gees kom, en ek het dit ervaar weer, hierdie week. Jy sal in die kar klim en jy sal dit gaan doen. Dis jou werk. Dis nie geïnspireer deur die Heilige Gees nie. Dis 'n wettiese tradisie wat deurkom. En dan moet jy sensitief wees om te sien van wie af dit kom. Heilige Gees help, sodat ek hierdie persoon reg sal hanteer. Geliefde, en dit is so belangrik. Kom ons dink aan 'n liggaam. Kop, skouers, arms, bene, liggaam, die maagie. Maar daar's nie asem nie.
Dit lyk van buitekant af volledig. Dit lyk mooi van buitekant af. Maar daar's geen lewe in nie, as hy nie asemhaal nie. Jy kan 'n kerk vol mense hê. Hoor mooi wat ek sê. Jy kan 'n kerk vol mense hê. Bybels, hulle sing hulle liedjies, hulle bid. Maar sonder die Heilige Gees is dit 'n kerk sonder krag. Is dit 'n kragtelose kerk. En ek wil jou mooi vat, ek vat jou na 2 Timoteus 3 vers 5 toe wat sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor. Hy lyk soos 'n kind van die Here. Dan kom Filippense 3 vers 3 wat sê, ware gelowiges is nie die wat net 'n vorm het nie, maar die in wie die Heilige Gees nie net woon nie, hy werk binne in jou liggaam. Hy werk binne in jou gedagtewêreld, hy werk in jou geestemensie. Hy opereer, hy sit nie stil nie. Ons kan maklik sê ek het die Heilige Gees. Die Heilige Gees sit nie stil nie. Hy's altyd aan die beweeg. 'n Goeie demonstrasie wat ek nou vanmôre vir jou wil wys is, kyk hierdie blomme. Kyk hierdie. Enige verskil tussen die twee? Sien jy 'n verskil? Ja, wat sien jy? Aha. Hierdie een het meer lewe as hierdie een. Want hierdie een is plastiek. Jy kry dit in die kerk. Hier sit plastiek in die kerk. Hier sit lewe. Hier's lewe. Hier's emosies hier binne. Hy gooi blare af as jy hom skud. As hy nie water kry nie, dan begin sy blare te verlek. Maar hierdie een, jy kan maak wat jy wil, hy is daar en hy's dood. Dis 'n doodsheid wat heers. Al is hy hoe mooi, al het hy die mooiste klere aan, kyk daar. Hy gaar inteendeel meer stof op as hierdie een wat lewe. Want die een wat lewe laat toe, dat hy deur die winde van verandering gewaai kan word, waar hierdie ene is stokstreef. Hy's dood. Kan jy sien wat is besig om te gebeur vandag? Daarom is dit so belangrik. Ons moet nie net 'n gedaante van godsaligheid hê nie, maar ons moet ook die krag hê. Ek wil verder gaan en ek wil hierdie mikrofoon vat. En as ek hom uitgetrek het, dan sing ek met 'n mikrogolfoon. 'n mikrofoon staan ek in my hand. Hallo. Hy werk nie. Hy werk nie want hy is nie ingeplak nie. En baie keer kry jy dit, jy kry dit in die kerk. Mense is elke Sondag in die kerk, maar volgens sy standaarde. En hy's nie ingepluk by die krag van die lewende God, die Heilige Gees nie. Want dis wanneer jy ingepluk is by die krag, dan gebeur die dinge. Dan vind hier van binnekant af 'n vernuwing plaas. En ons sien dit. Ons sien dit in die laaste dae. Timoteus sê, in die laaste dae gaan jy mense sien wat gestreel wil word in hulle gehoor in die kerk. Ek kan jou nie streel in jou gehoor nie. Ek moet vir jou die waarheid sê, soos wat die Heilige Gees dit oopmaak. Want elkeen van ons gaan voor die lewende God staan op 'n dag, en dan gaan hy vra, wat het jy gemaak met dit wat ek binne in jou gedeponeer het? Het jy dit toegelaat? Het jy dit gelaat groei? Daarom, geliefde, ek sê weer, ons kan bid, ons kan sing, ons kan dien, maar sonder die Heilige Gees is daar geen geestelike krag nie. En God wil hê ons moet hom dien deur sy Heilige Gees. Nie ander manier nie.
Sagaria 4 vers 6 wat sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. Ons kry uitdagings, ons kry challenges. Mense vat jou aan. Mense stamp en stoot jou. Hoe moet ek hierdie persoon terug hanteer? Moet ek hom terug 'n klap gee? Dan kom die Here en sê hy, nie deur krag of geweld nie, deur my Heilige Gees. Heilige Gees, help. Help my, hoe moet ek hierdie persoon reg hanteer? En hy kan vir jou sê, gee hom harde woord terug, sodat hy teruggeruk kan word tot stilstand en laat hy kan besef, waaroor gaan dit? Want onthou, Heilige Gees praat met elkeen van ons. Vir die ou wat nog nie sy hart gegee het, die loop die Heilige Gees hier langs hom en hy oortuig, gee jou hart vir die Here, gee jou hart vir die Here, gee jou hart vir die Here. Vir die persoon wat sy hart vir die Here gegee het, bly die Heilige Gees hier binnekant. Hy praat met jou van binnekant af. En hy doen die oortuiging binne in jou hart. En hy sê, jy is verkeerd. Veral as hy binne in jou bly, en wat so mooi is van hom, is, hy sê, herinner jou altyd, hy sê, sien die mense my vrug in jou lewe. Sien die mense my vrug met dit wat jy nou doen. Heilige Gees. Jesus het spesiaal aarde toe gekom om vir ons te kom leer van die Heilige Gees. God soek nie net aktiwiteite nie, hy soek nie net 'n besige mens nie. Nee. Hy soek mense wat afhanklik is van sy Heilige Gees. Jy kan mooi gaan kyk na 'n volgende demonstrasie van 'n spieël. As die ligte af is en is donker en die spieël is hier voor jou, kan jy absoluut niks sien nie. Maar sit die lig aan, laat die lig op die spieël weer kaats, dan sien jy die prent, die liggaam wat voor die spieël staan. Weereens, lig. 'n Spieël kan nie 'n beeld weer kaats as hy die donkerte staan nie. Daarom en hy is soos 'n tipe van 'n spieël. Jy kan nie Jesus Christus weer kaats met die Heilige Gees wat binne in jou is, as daar nie krag is nie. Ek het die Heilige Gees binne in my, hy werk, hy weet wat hy doen. Hoe ek sê vir hom, is ek oortuiging, hier te gebied ek weer. Kom ek met die liefde, kom ek met rustigheid, kom ek met geduld, vrede, verdraagsaamheid. Mense, dis dit wat ons as kerk laat uitstaan in die duistere wêreld die buitekant. Daar's nie ander manier nie. Daar's nie ander hoop nie. Johannes 16:14 sê Jesus, die Heilige Gees gaan my verheerlik. Die Heilige Gees verwys alles na Jesus Christus. Maar wil jy Christus ken? Ken die Heilige Gees. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Daar's baie mense wat sê, ek ken Jesus, maar ek ken nie die Heilige Gees nie. Wanneer die Gees van die Here werk, dan word Jesus Christus verhoog. Hy word groter. Hy word nie kleiner. Ek gaan verder. Kan jy sien wat het hier gebeur? Kruis was hier gewees, net die kruis. En ons is besig om te werk. Heilige Gees sê, harde skuif, saam met Jackie en die kole, ons mensies wat ons motiveer. En toe ons klaar die kruis skuif, toe staan die kruis hierso. Maar het is net die kruis. Paulus sê, ons kan nie net by die kruis bly nie. Leef hierdie stuk hout. Hy leef nie. Baie mense aanbid daai kruis. En hulle mis vir Jesus Christus. En dan dink hulle as hulle die kruis kan aanbid, dan is hulle reg. En dis nie waar nie, dis 'n misleiding.
Pas op. Heilige Gees sê, hart is ons soek lewe, ons soek verandering. Ek sê, Dad, bring blomme, Nico, bring blomme, asseblief. Kom pak die blomme hier. Dis lewe. Dit hou asem. Dis nie Christus nie. Dis emosies, dis gevoel. Heilige Gees vat my verder en hy sê vir my, kan jy sien hier die blomme wat hier staan? Kan jy sien, hierso is sulke kolle op die blare. Wat noem 'n mens dit? Roes. Mif. Dis breinkolle op die blare. Hoekom is dit daar? Wys vir my 'n blom wat al gegroei het en hy het net nie daai breinkolle op sy blare nie. En hy vat my regdeur en hy sê, "Hartes, kan jy sien, kinders van die Here loop met seer." Dis merke van seer in 'n kind van die Here se lewe daai. En is baie seer. Maar daai blom bly groei. Hoekom? Want sy wortels is in die grond en daai grond word nat gemaak. Heilige Gees, is my en jou wortels in die grond in Jesus Christus word nat gemaak met die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewe. Die man wat vir ons gesterf het aan die kruis, Jesus Christus, het vir ons dit kom voorberei. Jy weet wat so mooi was, Ou Testamentiese tyd, met die wet om die mense te kan regverdig. Dit werk nie. En Vader stuur profete en hy sê, word wakker mense, die Messias stuur die verlosser. Hy stuur daai Messias, die kerkmense het hom nie herken nie. Die Messias kom en woon 30 jaar tussen hulle het hom nie geïdentifiseer nie. Op die ouderdom van 12 jaar sit hy binne in die tempel en hy vra daai priesters en daai pastore en dominees so vas by die vraag, hulle is verslaaf, sê die Bybel. En hy gaan huis toe, niemand volg hom op nie, niemand hou hom dop nie. En hy word groot. En op die ouderdom van 30 van Jesus ouderdom, toe kom Johannes die doper ingestap, toe sê hy, ek is die voorloper, ek is die stem, wat uitroep, ek maak die pad van die lewende God gelyk, hy is op pad. Dankie Here. En nog steeds, en mense kom tot beïnkeer, en mense laat hulle dood. En toe Jesus daar aangestap kom, toe sê Johannes, daar is die lam van God. En hy kon hom sien. Maar Vader het vir Johannes gewaarsku en gesê, Johannes, die een op wie jy sien die Gees van God neerdaal soos 'n duif, dis my kind. Die Messias, die verlosser. En Heilige Gees het in die vorm van 'n duif gekom en op Jesus kom sit. En Jesus kom en hy openbaar homself aan die mense en hulle wil hom nie aanvaar nie. Maar doodgewone ouetjies soos ek en jy kon dit sien, kon dit identifiseer. Vissermanne. Hulle het gesê, hy is die Messias. Want dis aan hulle geopenbaar. Dis nie aan pastore en professors geopenbaar, en dokters. Nee. Dis aan die gewone mens in straat geopenbaar. Jesus kom en ek gaan aan. Ek sê by Johannes 16, ek gaan terug, maar ek stuur vir julle 'n helper, 'n trooster, om jou te help. Weer eens. Johannes die Doper berei die pad vir Jesus voor. Jesus kom en berei die pad vir die Heilige Gees voor. Baie mense het vasgesteek net by Jesus. Dis goed om Jesus te ken, is reg, maar daar's meer agter daai kruis, sê die woord. Jy moet dieper groei.
En al hoe jy dieper gegroei is, as jy jou bediening of jou gawe binne in die kerk kan ontdek. Die lewende God gaan dit nie vir jou oopmaak as jy nie weet wie is jy in Jesus Christus binne in die kerk nie. Geliefde, nou gaan ek met 'n stapie verder van. En ek sien dit hierso. Die man het gekom en gesê, pastoor, ek sal dit doen. Ek sê, maar gaan jy nie kan betaal nie. Pastoor, ek doen dit vir nie. Daar waar hy werk, sien jy die salwing van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Hoor wat ek jou sê. En hierdie is die kinderspreek, dis kinderpraatjies nie. Dis die waarheid. Ek het dit gister weer gesien met die mense met die tafels ook. Weet jy wie gaan vir ons tafels bak? Jesus pastoor, Jesus. Dan die Here. Ek het gister stap ek in daar, hulle is besig om tafels voor te berei. Dit het gereën, alles is gekanselleer. Maar as jy instap, dan tel jy die atmosfeer op van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dit reën, alles word gekanselleer. Moet nie worry nie, pastoor, ons gaan aan. Dit is die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Nie uit jouself uit. Ons kan dit nie uit onsself uit doen. Dit gee my hoop. Nie 'n kerk vol mense nie. Ek soek die kerk vol mense. Ek soek die mense in die kerk wat wil. Mense in die kerk wat aktief is. Mense in die kerk wat sê, maak die saak nie, ek werk vir die lewende God. Ek is nie hier om 'n pastoor te beïndruk of mense te beïndruk nie. Amen. Nog 'n keer amen. Ek is trots op julle. Julle is lewende boustene. Dis nie 'n geval van as daar 'n bietjie weerstand kom, dan gaan sit ek terug en sit by die huis en as ek kwaad. Dit werk nie so nie. Ek wil begin afsluit, rigting beweeg van afsluiting. Stel jou voor, jy sien twee bootjies op die see. Een is 'n seilboot, hy het 'n seil. Die ander een is waar mense in sit en hulle roei. 'n baie mooi demonstrasie van die evangeliese wêreld, die teologiese wêreld. Een sit in die seilboot en die ander een sit in. Die roeiboot is mense wat sit met roeiers, hulle roei. Die seilboot, die seil is gesak. Die seil wag op die beweging van die wind. Die roeiboot roei. Want dit is ons werke. En ons sweet. Daarom kom die wind. Heilige Gees. Die mense in die seilboot wag op die wind van die Heilige Gees. Want dis hy wat jou in die regte rigting invat. Dis hy wat jou vat na rigting toe waar hy jou wil hê. Die manne met die roeiboot is ons gaan soontoe en ons sal dit maak en dis ons manier en dis ons wil en die res. Maar nie lang daarna nie, dan gaan sak daai manne uit en hulle is moeg. Hulle is moeg gewerk. Galasiërs 5:25 wat sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. As jy sê jy word deur die Heilige Gees gelei, wys dit. Dit help nie, jy praat praatjies en jy sê dit en dat en dit en dat nie. Ja, maar ek was daar en daar die Gees gewerk. Wat maak die Gees met jou binne in die kerk? Nee. Ons is die liggaam van Jesus en dis hier waar ons saam die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Met of sonder merke op ons blare. En God het ons toegerus dat ons mekaar kan hanteer, want elkeen het 'n seer, maar dit is nie dieselfde seer as wat jy het.
Maar Heilige Gees kom in en hy weet presies wat wil hy. Geliefde, die Christelike lewe is nie 'n rooi bootjie wat jy moet dryf nie. Nee. Dis 'n seilboot wat jy jou seile moet optrek en wag vir die wind van die Heilige Gees. Ek lê vanoggend in die bed en ek dink en die woorde kom by my op. Die Heilige Gees moet jou beste lewensmaat wees in die heelal. Ek dink, Here, maar wat van die man en vrou? Dit stop met dood. Maar wanneer jy doodgaan en jy word opgerig, Heilige Gees by jou. Want die woord sê die Gees van God sal by jou wees tot in ewigheid. Bou jou verhouding met die Heilige Gees. Asseblief. Sit in jou stilte tyd. Kom Heilige Gees. Help my. Leer my. Ek is teachable, Heilige Gees. Wys my. Ek het al soveel getuies gehad van mense wat sê hulle ry werk toe, elke maand in en uit, elke dag ry hierdie paadjie. Eenoggend is hy man of vrou daai kar staan en sê hy net vergeet ry aan 'n paadjie. Ja, maar dis 'n lang pad. Ry die ander paadjie. Ry die lang pad. Dan ry hy daai lang pad. 12 uur op die middagnuus, dan hoor hy van hierdie verskriklike ongeluk wat plaasgevind het. Dan het Heilige Gees om gewaarsku. Geliefde, ons kan nie sonder die Heilige Gees opereer nie. Dien God, dien die Vader, God Vader, dien God die Seun, maar met die Heilige Gees in jou teenwoordigheid. Dis so ontsettend belangrik. Kom ons sluit so. Ons sluit saam op.